Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Wie na my woorde luister, is wys. Sy huis is op die rots, sy fondasie vas. Wie na my woorde luister en het doen, is 'n wyse man. Standvastig op sy pad. Sy huis is op die rots gebou, sy huis is op die rots gebou. Reën het geval, water het gekom, wind het gewaai. Die huis het nie geval, die huis het nie geval. Al was die storm daar, water het gekom, wind het gewaai. Die huis het nie geval, sy fondasie is vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Die dwaas bou sy huis op die sand, ongehoorsaam aan die woord van God. Hy bou op die sand, die huis het geval. Reën het geval, water het gekom, wind het gewaai. Die huis het in mekaar geval. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Goeiemôre, u is ingeskakel op die Dak Facebook radiostasie. Die radiostasie waar jy bemoediging, aanmoediging en geloofsekerheid ontvang deur die goeie nuus van die Here Jesus Christus, wat jou help om geestelik te groei. Nou, goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondag uitsending saam met Stanley, Karen en Gesiggie hier op die Dak Facebook radiostasie. Jy ontvang geestelike opbouing deur die bediening van die woord, inspirerende musiek, kinderbediening en boodskappe wat jou geloof versterk en bemoedig. Mag hierdie uitsending vir jou tot seën wees terwyl ons saam kuier in die teenwoordigheid van die Here. Nou ja, u is ingeskakel op die Dak Facebook radiostasie. En ons wil die Here loof en prys en eer en verheerlik. As jy die inleiding video gesien het, die wyse man, hy wat so beweeg, wat so video maak, ek wil die Here net loof. Daar's twee susters in die Here, in ons bediening, wat besluit het, hulle gaan iets vir ons doen. Nou ja, die heel eerste en die musiekvideo wat jy in die begin gesien het, gister toe kom het sommer hier van 'n kant af, sy sê jong, sy wonder of dit vir ons bediening gaan werk. En nou ja, sy het vir ons 'n sample gestuur van die musiekvideo, van 'n liedjie wat sy so geanimate het, en
Toe sê ons, nee, go for it. En toe stuur sy hierdie ene deur, sy het nog ene deurgestuur wat ons later na gaan kyk. So ja, sy het dit op haar self geneem en sy korrigeer saam met ons, sy praat saam met ons, sodat ons ook bietjie die musiekvideo ook so 'n bietjie kan uitsorteer. Baie basies, baie basic, maar net so 'n bietjie lewe te gee ook aan die prentjie. En dan het ons ook vir Anneke, so die wat haar nie ken nie, dit is my skoondogter, hulle is aan Vredendal. En sy help ons om gesiggie te doen. So die gesiggie wat jy vanoggend gaan sien, is wat sy gedoen het. Is dit nie amazing nie? Prys die Here. Soms so in die blou tyd het hulle ingespring en ons begin help. En dit vat 'n enorme las van ons af. Ook die gesiggie saak. So ek wil die Here net loof en prys en vir my twee susters baie, baie dankie sê. En natuurlik ook hulle nou dink ek net in die woord aan hulle husbands, aan hulle manne, wat hulle bystaan en ook hulle toelaat om dit te doen en te help daarmee. So ons prys net die Here daarvoor, dat ons op hierdie wyse ook 'n bietjie hulp kan kry en ook so die boodskap nog verder kan versprei, ook met gesiggie. Nou voordat ons aangaan met vanoggend se uitsending, wil ek net vir ons eers 'n gebed doen. Hemelse Vader, ek wil U loof en prys en eer en verheerlik. My hart loop oor van blydskap, Vader, om te sien, Here, hoe U werk en hoe U dinge vir ons uitsorteer en hoe U dinge vir ons makliker maak. Net die vorige week, 2 weke, was die las so, die druk was soos gesê, Here, hoe gaan ons deur al hierdie dinge kom? Vader, en ons het hulp gekry, het vir ons hulp gestuur, Vader, om hierdie sake uit te sorteer, en wat 'n lekkerte, wat 'n heerlikheid om almal so te sien, wat bereid is om ook dit wat hulle in die vlees kan doen, vir U Vader te kan help, want alles wat hulle doen ook, en elkeen wat bydra, en Here, daar's soveel wat net saam bid, hulle kan nie veel doen nie, maar Vader, hulle gebede, U beantwoord daai gebede, sodat daar hulp kan kom, dat die bediening net verder versprei kan word. Ons wil U net loof en prys, die woord van waarheid, wat losmaak, wat vrymaak, wat nuwe lewe gee, wat oorwinning gee, wat verlossing gee, en ons wil U net loof en prys daarvoor. Lei ons vanoggend, Vader, en Here, dat die woord van waarheid net by almal sal uitkom. Vader, ek wil bid dat U in harte sal werk terwyl ons op Facebook is, dat U sal help, dat mense op hierdie boodskap, hierdie bediening sal uitkom, Vader. Selfs gister die tuinjong wat hy was, hy sê, do you preach on Facebook? En ek het vir hom gewys en hom vertel, Vader, en hy het sommer aangesluit by die page, Vader, en hy sê, hy sal al die Engelse goeters kyk en die liedere luister, hy verstaan natuurlik glad nie Afrikaans nie, maar Vader, ek wil U net prys en loof daarvoor, dat U op soveel maniere mense uitbring by die woord van waarheid. Ek sê vir U baie dankie, in Jesus se naam. Amen. Allee, loof die naam van die Here. Nou, julle eerste kleintjies, sit nader asseblief. Tannie Karen en gesiggie is volgende aan die woord, en hier is ook so 'n lekker verrassingkie, sommer so by die intrapslag, gaan gesiggie haarself aankondig, en dan gaan ons oorgaan na 'n liedjie toe, en dan gaan ons vir Tannie Karen oorgee en gesiggie. So kinders, asseblief, skuif nader, mamas, papas, bring hulle, laat hulle kom lekker sit, en saam kan kuier en gesels. Kom kuier saam met gesiggie op Dak Facebook radiostasie. Die wyse man bou sy huis op die rots. Sy huis is op die rots gebou. Sy huis is op die rots gebou. Reën het geval, water het gekom, winde het gewaai. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, al was die storm daar. Water het gekom, winde het gewaai, die huis het nie gewaai.
Goeiemôre my liefste maatjies, ek hoor nog die musiekies, ek hoop ons is reg hierso. Nou, ons is vanoggend so opgewonde en bly en dankbaar saam met al die maatjies wat inskakel, wat na ons kinderprogram kom kyk. Julle is so verskriklik welkom hier by Tannie Karen en by Gesiggie. En julle moet vanoggend net sommer vreeslik geniet. Nou ons wil net weer vir Tannie Riet, wat nou vir ons hierdie liedjie so mooi geanimeer het, en vir Anneke, wat ons help met ons Gesiggie stories, sodat ons Bybelverhale kan uitkry. Baie dankie sê vanoggend. Ag, julle is net awesome tannies daar in Mosselbaai en in Vredendal. En soos my man gesê het, baie dankie vir almal wat saam bid. Die Here antwoord gebede. Ons is verskriklik opgewonde en dankbaar. Nou ja, maatjies, ons gaan vanoggend saam met Gesiggie kuier en sy gaan vir ons 'n baie mooi Bybelverhaal leer. Het julle al gehoor van die 10 plaae? Ons gaan saam met Gesiggie vanoggend leer van die 10 plaae, want daar was 'n baie lelike koning wat God se volk baie hard laat werk het. Joh, maatjies, hy het daai volk so hard laat werk, dat hulle gehuil het voor die Here. Hulle het gesmeek voor die Here, dat die Here hulle moet help. En weet jy wat, maatjies? Toe kom die Here en hy help die mense, sy volk, om by daai koning weg te kom. Nou dit lees ons in Exodus in die Bybel, en ons gaan vanoggend lekker saam met Gesiggie kuier, terwyl sy dit vir ons vertel en vir ons duidelik maak in die Bybel. En natuurlik, maatjies, julle moet baie lekker saam met Gesiggie ook sing vanoggend. Haar pragtige liedjie wat sy vir ons gaan sing. So, al die mamas en papas en maatjies, sit reg, geniet dit en sing lekker saam. Maatjies, kom kuier saam met Gesiggie. Maatjies, dit is weer so lekker om saam met julle te kuier. En ons gaan vandag 'n verhaal in die Bybel leer van die 10 plaae. En ons lees dit in Exodus in die Bybel. Nou maatjies, kom ons stel met ons vingertjies tot by 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, maatjies, daar was 10 plaae gewees. Nou het julle al gewonder, wat is plaae? Ja, maatjies, dit is groot moeilikheid. Nou, maatjies, as ons in die Bybel lees van die 10 plaae, dan sien ons, daar was 'n baie slegte koning. En sy naam was Farao. Hy het God se volk baie hard laat werk. Hy was baie kwaai en baie lelik met hulle, sommer 'n lelike koning. Nou God het gesien hoe hard sy kinders moet werk en hoe lelik die koning met hulle was. God het gehoor hoe hulle huil en na hom roep om hulle te help. God stuur toe vir Moses en Aaron om hulle te gaan help. Moses het mooi vir Farao gevra om die volk te laat trek, maar hy wou nie luister nie. Hy het hulle net nog harder laat werk en nog baie meer kwaai behandel. God stuur toe 10 plaae om Farao te laat luister. Dit was baie moeilikheid wat God vir hom gestuur het. Want God is baie groter as die koning en die moeilikheid wat God vir hom gestuur het, kon hy niks aan doen nie. Sy hart het net al hoe meer lelik geword. Nou kom ons gaan kyk wat se moeilikheid het God vir hom gestuur. Die eerste plaag, maatjies, het God die water in bloed laat verander. So al die water was rooi geweest. Hulle kon dit nie drink nie. Maatjies, dink net daaraan as mens nie die water kan drink nie. Die tweede plaag wat God vir hulle gestuur het, was die paddas. Die paddas het gehop en gespring oral in. Kan julle dink hoe dit moet voel met so baie paddas om 'n mens?
Maatjies, die derde plaag wat God gestuur het, was muskiete. Sjoe, maatjies, hulle byt nie net seer nie, hulle pla mens vreeslik as jy wil slaap en net juk as hulle jou byt. Dit moes baie erg gewees het dat daar so baie muskiete was. Toe stuur die Here steekvliee, dit was die 4de plaag gewees. Nou maatjies, as steekvliee 'n mens byt, dan brand dit vreeslik. Joh, dis baie seer. Maar Farao wou nog nie luister nie. Toe stuur God 'n siekte onder die diere en wat die diere laat doodgaan. So baie diertjies het doodgegaan. Toe stuur God swere. Dit was die 6de plaag gewees. En dit was op al die mense se lyfies en ook op die diere. Dit was net baie seer, maatjies. Maar Farao wou nog nie luister nie. Toe stuur God haal. Maatjies, dit was baie groot haal. Dit het alles stikkend geslaan. Dit is baie erg. Die 8ste plaag was sprinkane. Sprinkane spring oral rond en oral in. Maatjies, dit moet verskriklik wees om so baie sprinkane om 'n mens te hê. En hulle eet alles op. Die plantjies, die vruggies, die bome, die grasies. Daar bly niks oor nie. Maar Farao wou nog nie luister nie. Die 9de plaag was donkerte. God het donkerte gestuur vir 3 dae, dat hulle nie hulle handjies voor hulle oogies kon sien nie. Nou maatjies, ons is baie keer so bang vir 'n bietjie donker. Nou dink net as dit vir 3 dae moet donker wees, sonder lig of sonskyn of enige iets. Maatjies. Maar die 10de plaag was die ergste. Sjoe, maatjies, Farao en al die lelike mense, sy oudste kinders, het doodgegaan en ook die diere. Maatjies, hulle het vreeslik gehuil. Hulle was baie hartseer oor hulle kinders wat doodgegaan het. Toe eers, maatjies, het die slegte koning Farao God se kinders laat trek, sodat hulle die Here kon dien wat so groot is. En so het God sy kinders gehelp. Maatjies, dit was nou so lekker om die verhaal uit die Bybel uit te leer. Kom, ons sing ook 'n liedjie daaroor. Sing lekker saam met my. 1, 2, 3, kom tel saam met my. God het vir koning gesê, laat my mense vry. Maar die koning wou nie luister nie. Toe kom die plaag. 1, 2, 3. 10 plaag, God se krag was groot. 10 plaag, luister na sy woord. Water het rooi geword. Paddas het gespring. Muskiete en vliee oral. Wat 'n snaakse ding. 10 plaag, God se krag was groot. 10 plaag, luister na sy woord. Diere was siek, seere op almal, haal het hard geval. O, wat 'n storm en 'n pyn. Sprinkane het geknibbel, donker was dit, toe die 10de plaag verby was. Kon die volk trek. 10 plaag, God se krag was groot. 10 plaag, luister na sy woord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God het sy volk bevry. 10 plaag, God se krag was groot.
Tot 'n volgende keer, maatjies, was dit nou nie oulik geweest? Tot gesiggie dans so lekker op die wysie van die liedjie. Dit is so oulik, dankie julle, dit was awesome. Ek sien die maatjies het dit vreeslik geniet. Nou, ons het hierdie mooi verhaal geleer saam met gesiggie en dat God die volk gehelp het om van hierdie lelike koning af weg te kom met die 10 plaae wat hy gestuur het. Nou maatjies, ek dink ons gaan sommer weer die liedjie lekker saam met gesiggie sing. Wat dink julle? Sing lekker saam. 1, 2, 3, kom tel saam met my. God het vir koning gesê, laat my mense vry. Maar die koning wou nie luister nie. Toe kom die pla. 1, 2, 3. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. Water het rooi geword. Paddas het gespring, muskiete en vliee oral. Wat 'n snaakse ding. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. Diere was siek, sere op almal, haal het hard geval. Wat 'n storm en pyn. Sprinkane het geknibbel, donker was dit toe die 10e plaag verby was. Kon die volk trek. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God het sy volk bevry. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Tot 'n volgende keer, maatjies. Wow, maatjies, en julle moet net weet, daar is nog baie kinderliedjies. Sê vir mamma en pappa, hulle moet vir julle gaan wys op die YouTube kanaal en dan kan hulle vir julle al die liedjies wys wat gesiggie so lekker sing en julle kan saam met gesiggie sing. Nou dink net, hoe oulik gaan Moses wees op die water in die mandjie. Ons kan nie vir dit wag nie. Volgende week gaan ons van die Rooi See leer. Maatjies, julle moet ingeskakel, bly op gesiggie, gaan saam met haar, kyk saam met haar, geniet dit saam met haar. En nou gaan ons net 'n liedjie sing om af te sluit en dit is Moenie bang wees nie, want die Here help altyd. Julle moet lekker bly, maatjies. So lief vir julle. Bye bye. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Maatjies, is dit nie 'n lekker liedjie om te sing nie? Julle moet sommer 'n baie lekker weekie hê en moenie bang wees nie. En as julle bang is, onthou om te bid. Tata maatjies! Dankie Tannie Karen en gesiggie dat julle ons so mooi leer uit die Bybel uit. Wow, is dit nie amazing het julle dit geniet?
Ek sien die groot mense sê, ons met die groot mens kerk ook so aanbied, dan gaan hulle beter kan onthou en kan verstaan. Ja, dit is eintlik so, en ons wil die Here net loof vir die ywer en die liefde, vir my vrou, wat sy daar aangesit het, vir Tannie Karen, die moeite wat gedoen word, en almal die hele span, wat saam met haar werk op hierdie stadium. Ag, ons is net so dankbaar. As 'n mens dit gesien het, en dan wil hulle sommer sê, okay, amen, nou is ons klaar. Want ons het nou mooi geleer, en die groot mense, mamas en papas, as julle nog nie die 10 pla onthou nie, ek dink na vandag gaan julle presies onthou. As jy na die prentjie kyk, sien jy, daai is eerste, daai is tweede, daai is derde, daai is vierde, vyfde, sê. So het ek het ook weer begin memorize, want 'n mens lees dit elke dag nie, so jy vergeet nou, wat is die orde en presies hoe dit gebeur het. Maar nou ja, baie dankie, en ons wil die Here net daarvoor loof en prys. En baie dankie vir my lewendheid. En weer eens wil ek dit net noem, soos Ruwaida sê, sy stuur dit aan vir Terry se juffrou, en enige iemand wat hierdie kinderliedjies wil gebruik, ons het 'n YouTube playlist, daar's nie net gesigstories nie, daar's al baie kinderliedjies ook. Asseblief, julle is welkom om dit vrylik te gebruik, vrylik te versprei in ons gemeente, julle wat saam met ons is, beveel dit aan, share dit, deel dit, moenie dat dit net by ons bly nie. Ons begeerte is dat die evangelie na almal toe gaan. Daar's geen beperkings, daar's geen grense, daar's geen niks nie. Ons is nie geslote en ons eie hoek en is met ons eie ding besig nie. Ons wil graag die evangelie uitgebrei na almal toe. Ja, kom ek gaan net gou so 'n kommentaar of 2 lees voordat ek aangaan. Hier gesê, almal is so opgewonde. Julle wil dit gaan omtrent 'n keer op die kommentare op Facebook, en baie dankie ook vir julle meelewendheid daar. Weet nie of ek en pappa dit meer as die kinders geniet nie. Ek sien Dewanay was heeltemal vasgevang gewees. Ag, Auntie Karen en gesiggie, thank you, sommer sulke liefie emojis. Ag, dis amazing wanneer jy baie likes op Lewendy. Ja, dit is die groot ding. Lani herinner ons weer eens daaraan. As jy daai like daaronder so dis I love, en jy gaan net 'n keer in, hè. En dan sien Facebook, hoor jy sommer, hier's aktiwiteit op hierdie stream, en dan beveel hulle dit aan by meer mense. So ja, moenie dit nalat nie. Baie dankie vir daai herinnering, Lani, ons waardeer dit ongelooflik baie. Dit is te oulik, dankie vir ons susters en broers se bydrae, dankie. Daar sê, prys die Here, ons wil net huil. Nou voordat ek aangaan, wil ek dit ook net noem. Rian en Connect, daar in Elsburg, Boksburg se kant, hulle het gister in die huwelik getree, en ons is so opgewonde. Dis 'n saak wat nou al lank kom. Ons en Connect hulle en Rian stap hulle 'n lang pad saam, en kyk, as ek aan dink, wil ek huil. So ek gaan nou try compose hierso van opgewondenheid, van blydskap ook vir hulle, dat hulle saak kon uitgewerk het. As jou hart voor God opreg is, maak nie saak in wat se posisie jy is nie. Die Here gaan jou help. Hou net vas. As jou hart voor God opreg is, gaan hy jou help. En daarom wil ek ook voor ek aangaan vanoggend ook net vir hulle 'n gebed doen. Hemelse Vader, ek wil U net loof en prys. Here, U is die God van hemel en aarde, wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Vader, ons wil vandag bid vir Rian en vir Connect. Hulle het hulle harte vasgemaak, hulle het vasgestaan, Vader, hulle het deurgedruk, daar was geweldig baie storms, ons weet van dit. Daar was baie dinge wat na hulle kant toe gegooi was, Vader, daar's baie beskimpinge gewees, Vader, maar in hulle harte was daar 'n ywer, daar was 'n wil, daar was 'n opregtheid in hulle binneste, en U het vir hulle kom wonderwerke doen, Vader. Ek wil vir U baie dankie sê. Vader, ons wil bid, dat vir hulle huwelik, vir hulle as persone, vir hulle huwelik, want Vader, as die persoon uitgesorteer is die huwelik uitgesorteer. As ons voor U uitgesorteer is dit outomaties uitgesorteer, Vader. En so moet ons huis op die rots bou. Vader, terwyl hulle geweet het wat is die regte saak en wat is die regte rigting, het hulle begin bou, hulle het begin grawe, hulle het gesê, Here, help ons is desperaat vir U. Here, daar is baie keer sisteme en dinge wat in die pad staan, en situasies en dinge. Vader, maar U het kom help, dat hy fondasie reg gelê kan word, dat dit reg kan begin, Vader. En ons sê vir U baie dankie. Ons wil U loof
en wil U prys daarvoor, Here. Ons wil U net eer, Vader. Seën hulle in Jesus se naam, Vader. Seën hulle met die heerlikheid, met die krag, met die verlossing, met die redding, Vader, wat hulle nog begeer in hulle harte om met die pad vorentoe te stap. Vader, ons wil U net loof en prys en ons wil bid. Hulle wil planne maak, Vader, en dis wat U sê, bring jou planne na my toe en ek sal dit vir jou uitvoer, ek sal dit vir jou sorg om gedoop te word, Vader. Ons wil nie na die verlede kyk nie, maar ons harte was seer die dag. Ons al wegry by die Valdam, Vader, en ons sien, maar dit is die situasie en U het geweet. Daar is 2 siele wat gered moet word. Dis al, Vader, U wil net siele red. Dis wat U wil doen. U gooi nie verwyte nie, U gooi nie, ons verwys na die verlede en slinger baie dinge. Maar Vader, U sien die hart. As ek dink aan Dawid ook, ons verwys baie keer na sy uiterlike lewe, maar daar was 'n hartsaak in hom wat reg was. En dis wat U vir die Fariseërs ook kom leer het, toe was hulle kwaad vir U, toe U vir hulle gesê het, maar daar was iets in Dawid se hart wat nie in julle harte is nie. Julle wil besig raak hier met die uiterlike dinge, maar waar is julle harte? Vader, en ons wil vra dat julle weer voorspoedig sal maak, vir hulle sal voorsien, dat hulle ook, want hulle wil baie graag na ons toe kom, en ons verlang so na hulle, om hulle ook hierso te hê, dalk 'n naweek deur te kom, en hier gedoop te word, en net lekker saam hulle te kan kuier. Vader, ons wil vra dat ons broers en susters sal saam bid, en dat U vir hulle ook finansiëel sal voorsien, ook in hierdie saak, Vader. Ek sê vir U baie, baie, baie dankie, in Jesus se naam. Amen. As iemand se harte oop is, en julle kan, asseblief, en julle wil bydra tot die saak, dat Rian en Kwanet by ons kan uitkom, om gedoop te word, selfs so 'n dagie of 2 by ons te kan spandeer, kontak ons, asseblief, dan kan ons ook, van ons kant af, ook, soos wat die Here voorsien, die Here kan op enige manier voorsien, deur die bediening, of op 'n ander manier direk vir hulle, dit maak nie saak nie, as jy graag daar bydra wil lewer, dat hulle hiernatoe moet kom, hey, prys die Here. Prys nie die Here. Hey, dit is net amazing. En bid ook vir Boortjies. Deborah, dis ons dogter, ons tweede kleinkind, sy verwag ons tweede kleinkind. En bid ook vir haar, dat sy's op die laaste. Hey, dit raak nou baie ongemaklik. En bid ook dat die bevalling voorspoedig sal wees, dat daar nie geen komplikasies verder sal wees. Hulle het gegaan vir 'n sonar die week, babietjie lyk goed, dokter is baie tevrede ensovoorts. Maar ons bly bid ook vir dit, as dit die wil van die Here is vanmiddag, gaan ons almal daar nou op veel saamkom. Marlies en Ruwaida het dit sommer so begin spontaan reël, en toe kontak hulle ons en vra, wat dink julle? Sê, ja, dit sal awesome wees. So, as jy graag ietsie wil bydra vir baba Wandrey wat op pad is, klein Devanay se boetie wat op pad is, sy is ook al so opgewonde om haar boetie te ontmoet. Sy kan nou nie verstaan, ons praat van boetie, maar waar is die boetie nie? Al die kotte sal afgestof, die kleertjies is al reg en so aan. As jy nog bydra wil lewer, kontak ons. Jy kan dit, ons het betaal dit in Karen se rekening in, daar het al in die bediening ingebetaal. As jy in die bediening inbetaal, oormerk dit net Deborah, mense het dit al gedoen, dan kon ons dit vir hulle geldjie oorbetaal, ons almal weet. Ja, sê, Kwanet Banstein. Hey, dis lekker om dit te sien. Prys die Here. Hey, it's amazing. As jou hart voor God opreg is, hy gaan jou saak vir jou uitsorteer. Maak nie saak wie wat sê nie, jy ken jou saak voor God. So die wat wil bydra tot Deborah se saak, met nuwe babietjie, jy is meer as welkom. As jy 'n pakkie wil stuur, asseblief kontak ons, jy kan dit Langebaan Postnet toe stuur, dis die maklikste, en dan kan hulle winkeltjie is letterlik 2 winkeltjies van Postnet Langebaan af, so as jy 'n pakkie wil stuur, hulle wil surprise sonder om enigiets te sê, dis 'n seentjie wat hulle gaan kry, en dit is letterlik 2-3 winkels daar van Postnet af in Langebaan, so jy kan ook 'n pakkie soontoe stuur, of jy kan dalk net 'n geldjie inbetaal, maak nou nie saak nie. So baie dankie, as ek sien die broederliefde, die samesyn, die werking,
My hart is net so opgewonde. Ek dink, Here, wat preek 'n mens volgende? Ek sit gisterand hier, so ek het seker vir meer as 'n uur hier net gesit en bid en sê, Here, ek weet nie wat om te sê nie. Sal U met ons praat volgende. Maar ek het tog 'n gedagte of twee. Net geëers hierdie trane afkry, dit brand my nou. Engeltjie, sal jy net vir my 'n tissuekie kan bring, jong? Asseblief my poppe liefie. Terwyl my vrou 'n tissuekie gaan bring, gaan ek vir haar gunsteling liedjie op hierdie stadium speel. En Renet het ook Riet het hierdie ook vir ons geanimate. So terwyl ek die trane afveel en myself tot 'n bedaring bring, gaan ek net vir ons hierdie liedjie speel. Sit my nuwe lak op die ou kleed, die aangelakte stuk sal skeer, groter as wat was. Die ouwe moet verdwyn, 'n lewe nuut en rein. Nuwe wyn en nuwe sakke, dit is wat U woord leer. Nuwe wyn en nuwe sakke, sodat alles behoue bly. Die hart moet verander, dag na dag. 'n nuwe lewe, 'n lewe vry in Hom. Gooi die nuwe wyn en nou leer sakke nie, dit sal bars. Alles loop uit. Nuwe wyn en nuwe sakke, sodat alles behoue bly. Nuwe wyn en nuwe sakke, al twee bly behoue. Die woord in 'n edele hart bewaar. Nuwe wyn en nuwe sakke, dit is wat U woord leer. Nuwe wyn en nuwe sakke, sodat alles behoue bly. Nuwe wyn en nuwe sakke, dit is wat U woord leer. Nuwe wyn en nuwe sakke, sodat alles behoue bly. Klank. Daar is hy klank. Ek het die klank afgesit om myself hier in die gang te kry. Toe vergeet ek om die speaker aan, microfoon aan te sit. Ek gaan 'n bordjie hier voor my sit. Is jou microfoon die hele tyd aan? Maar nietemin, baie dankie weer eens vir die samewerking. As ek dink, ek wil volgende praat oor kerk of nie kerk nie, dis 'n saak wat gereeld opduik. En ek dink as ons kyk na die meelewendheid wat in die bediening plaasvind, dink ek, daar is nie, en ons hoef nie te
Wow, ek is op gesiggie, ek saai op gesiggie uit, kan jy dit glo? Daar is ek terug, het lyk vir my, ons is nou reg, is ons nou reg? Lyk my ek met gesiggie preek, het my nou so in die kop geslaan, dat Elmarie vir ons gesê, dat ons moet maar die grootmensbediening ook, soos die kinderbediening aanpak, en het lyk my dat gaan ons mooi luister, maar nietemin, ek dink die klank is nou reg, nee. Dit is reg. Daar is hy, so, ek dink as ons kyk na die meelewendheid van almal en hoe die Here werk en uitsorteer en ons harte by mekaar is, dink ek het ons al klaar die antwoord, maar natuurlik wat gebeur is, as baie mense wat nie aansluit by die bediening, en natuurlik baie keer sukkel ons ook as ons gekonfronteer word hieroor, hoe om het regtig te antwoord. So dalk kan ons deur 'n paar dingetjies vanoggend gaan, sodat ons wel kan uitsorteer rondom hierdie saak. Is die klank nou reg? Ek sien nog steeds. Jy is ook 'n oulike gesiggie. Dankie Elmarie, ek is ook 'n oulike gesiggie. Nou ons gaan vanoggend, Angie het dit nou net weer genoem op die kommentare, Alfred wat in die hospitaal is, ons bid ook vir hulle situasie. Dit is, Alfred is in die hospitaal, hy het 'n hele storie uit vir ons toe ons hom ontmoet het, maar mooi verduidelik wat is die saak, en ek kan vir jou sê, dit is so pynlik dat hy partykeer nie eens kan praat en of eet nie. Dit is 'n geweldige saak. Nou ja, die medies is ook maar 'n uitdaging, finansiëel vir hulle as gesin, hulle het dit nie breed nie, dit gaan maar baie finansiëel ook maar druk daarso. So ons gaan vanoggend vir hulle as gesin en familie ook bid. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons het om ons broer Alfred en ons suster Lydia, Here, en hulle seun Stefan, wat ook ons broer in die Here is, vir hulle te bid. Dit is 'n voorreg om vir ons broers en suster te kan bid. En ons wil bid vir ons broeder in die hospitaal, dat U asseblief 'n wonderwerk vir hom in daardie mond, daai kakebeen sal doen. U is die God van wonders en kragtige dade. U het vir ons die gees van genesing gegee. U het gesê, Vader, ons moet vir mekaar bid. Ons moet uitreik en ons harte reik uit na ons broeder toe, wat daar met pyn lê. En dit is dan nog druk op hulle finansies, want Alfred kan glad nie werk nie, so erg is daai pyn, hy raak heeltemal gedisoriënteerd, Vader. En ons wil bid dat U vir hulle wonderwerk sal doen, Vader, dat U asseblief sal help. Ons roep U aan van as gesin vandag, vir Alfred, vir Lydia en vir Stefan, Vader, dat U 'n wonderwerk vir daardie familie sal doen, in Alfred se mond, in hulle finansies, in dit wat hulle nodig het, Vader, asseblief. Ons roep U aan, want U is die God van wonders, ons het U geleer ken. As die gemeente saam staan, as ons harte saam is, dan antwoord U, U help en U sorteer uit. En ek wil vir U baie dankie sê, dat U dit doen, Vader, in Jesus se naam. Amen. Loof die naam van die Here van die leerskare. Wat 'n voorreg is dit om vir mekaar te kan bid. Ons hou julle op hoogte op die channel, as jy nog nie op die WhatsApp channel behoort nie, asseblief raak betrokke daarso, sodat jy kan weet wat ons bedieningssake is, en daar kommunikeer as ons daaglikse dinge reik uit na ons gemeente toe, op volskaal, en ek wil baie dankie sê vir almal wat bel en kontak, en net so lekker met ons gesels. Dit is so heerlik, en so kan knope loskom, en so kan raaisels opgelos word, en so kan die Here ook werk. Nou ja, vanoggend se onderwerp, kerk of nie kerk, ons wil oor dit gesels. Moet ek na 'n gebou toe gaan om die skrif te vervul wat ons leer om nie die onderlinge byeenkomste te versuim nie, en daai skrif is natuurlik in Hebreërs. Ek gaan nie alles lees nie, ek dink ons is bewus van die skrifte. Is dit nodig om deel te wees van 'n kerkgebou, om werklik deel van die liggaam van Christus te wees? So dit is dinge, kwessies wat ons wil aanspreek, wat ek wil uitklaar vanoggend, sodat ons as kinders van die Here bemoediging en aanmoediging kan kry. Nou om hierdie saak beter en meer volledig te verstaan, gaan ons ook 'n verwante onderwerp bespreek, naamlik om die duiwel te noem. En daarvoor is ons partykeer bang. Ons is partykeer bang om die duiwel te noem. Goed, hierdie is belangrike sake wat ons aan die hand van die skrif wil ondersoek, en ons gaan dit uitsorteer rondom die skrif, nie eie opinies en idees en gedagtes nie. Maar voordat ons verder gaan, kom ons luister eers na 'n lied. Daarna sal ons saam die woord oopmaak
en kyk wat die skrif werklik sê. Nou ek wil net ons bietjie aanmoedig en sê 'n lang liedjie, 'n lekker kort vinnige lied, tradisionele ou lied, as jy hom dalk eien, net om die naam van die Here groot te maak. Kom ons luister almal lekker saam. Kom loof die Heer, alle kragte van die Heer, wat s'nags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heer, alle kragte van die Heer, wat s'nags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heer, Kom loof die Heer, alle kragte van die Heer, alle kragte van die Heer, wat s'nags in die huis wat s'nags van die Here staan. van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom Aan die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. en loof die Heer. Prys die Here, so lekker saam sing tradisionele liedjie wat ons so bietjie verwerk het. So dit was net 'n heerlikheid. Die liedjie tussenin is baie effektief. Hou mense se aandag by boodskap. Prys die Here. Ek wil dit net gou noem. 2 jaar terug was Isak en Jolien die naweekie saam met Zoe en die Sondag toe gaan Deborah aan kraam. Dis hoekom hulle nou so op die kommentare so gepraat het, dat Jolien kan maar deurkom. Ons het so hierdie week so spottingsgewys gesê, Jolien moet maar deurkom, maar kan baba gebore word. Sê Jolien, anytime, ons weet sy klim vandag in hy kar, en Sakkie sal hy petrol moet trap om hier uit te kom. Sy verlang ook na ons, en sy geniet dit ook om hier te kuier saam met Sakkie, en ook saam met Zoe. Nou ja, prys die Here, kerk of nie kerk nie, maar eers wil ek die onderwerp tackle. Ons sukkel om die duiwel te noem. Nou, wat bedoel ek daarby? Nou, ek gaan by 'n punt begin, sodat ons iets vandag duidelik kan verstaan. En dit is ook 'n kwessie wat opgekom het, ook so in die laaste week of wat ook al, so ek gaan hierdie twee so saamgooi, dat ons 'n gedagte kan vorm. Moet ek kerk toe gaan of nie? En as ek nie die duiwel kan noem nie, gaan ek met hierdie kwessie bly sukkel vir baie lank. Okay, totdat ons dit gaan verstaan. Nou die eerste skrif wat ek gou vir julle wil lees, is opgeteken in Johannes 3 vers 20, en ek gaan hom net gou op die skerm vir ons bring. Johannes 3 vers 20, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar kom ons lees vers 21 ook. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Is dit nie twee interessante versgedeeltes nie? Nou, heel eerste moet ons verstaan, as ons kyk na hierdie enkel vers en hierdie twee verse, Jesus het hierdie hele gesprek begin by die wedergeboorte. Prys die Here. So hierdie hele gedeelte gaan oor in die konteks van die wedergeboorte. So as jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is wat vers 3 vir ons sê. Vers 5 sê vir ons, jy kan ook nie dan nie daar ingaan nie. Nou, as jy die koninkryk, nou heel eerst het die Here Jesus gesê, jy kan die koninkryk van God nie sien nie. Nou as jy dit nie sien nie, dit beteken jy gaan nie begryp en verstaan waar gaan dit nie. En as jy nie dit kan begryp nie, gaan jy nie jou lewe kan inrig volgens dit wat God se wil is nie, en daarom sal jy nie daar kan ingaan nie. Nou, die paar verse voor vers 20 is die bekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bring net ook vers 16 gou op die skerm. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou ja, kom ons lees vers 17 ook, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar in die wêreld deur hom gered kan word. Kom ons lees vers 18 ook sommer. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam
van die enige gebore seun van God nie. Nou ja, hierdie moet ons eers verstaan. Glo is 'n werkwoord. So glo sê vir my ek moet optree. So as ek sê ek glo in Jesus, moet ek iets doen. En wat het die Here Jesus gesê? Wat is die eerste stap van geloof wat jy moet volbring? So as ek glo, as ek Jesus se naam bely, as ek glo hy is die seun van God ensovoorts, dan moet ek glo wat Jesus vroeër vir Nikodemus gesê het, naamlik jy moet weergebore word om te verstaan waaroor die koninkryk van God gaan, voordat jy daar kan ingaan. Maak dit sin vir julle? Ek dink die hele Johannes 3 maak vir ons sin in plaas om net by vers 16 stil te staan. Nou kom hy verder en hy sê, hy wat die kwaad doen, kom nie na die lig toe nie. Met ander woorde, hy wat nie die woorde van die Here Jesus aanneem nie, hy wat nie by die punt van wedergeboorte uitkom nie, want dit is waar die lig van God in jou lewe inskyn. Is dit nie so nie? So hy wat weier om die weergebore te word, kom nie na die lig toe nie, en al die werke wat hy doen, alles, dis hoe God dit sien, dis nie hoe Stanley dit sien nie, dis wat die Bybel my volgend leer, is besig om kwaad te doen. Want die woord sê, vir die onreine is alles onrein. Goed? So, as 'n mens se hart, jou hart nie vir die Here gegee het, en jou vorige sondes is afgewas na jou wedergeboorte deur middel van die waterdoop nie, is jy nog in onreinheid, jy's nog in sonde. So al doen jy goed, doen jy kwaad, want die Here Jesus maak gereeld melding daarvan, by die 5 wyse en 5 dwaase maagde, sê hy vir die dwaase maagde, julle werkers van die ongeregtigheid. Goed? Hy kom in Matteus 5 ook wat hy leer van die man op die huis, die man wat sy huis op die rots bou, dis Matteus 7, ne? Matteus 7, wat hy leer van die man wat sy huis op die rots bou, en die een op die sand bou. Die een op die sand, is hulle wat ook in die naam van die Here ywer, maar hy sê, julle is ook werkers van ongeregtigheid. Julle doen verkeerde werk, al is dit in die naam van Jesus, nou is dit ewen moontlik. Daar is miljoene, en hulle het vir Jesus op 'n stadium gevra, is die wat gered word min, want hulle het Jesus se leringe verstaan. Toe sê hy, stry hard om in te gaan, want baie sal probeer. Alhoewel die meerderheid sal probeer, maar hulle sal nie in staat kan wees om daar te kan ingaan nie. En dit is die punt wat ons moet by uitkom, ons moet die duiwel noem. Ons moet dinge eien vir wat dit is. Ons moet net nie probeer omseil nie. En dit is 'n groot saak wat ons in ons hart moet begin vasmaak. Daar is ware kinders van die Here, en dit is wat hy vir ons sê. Hierso in vers 20:21. Maar hy wat die waarheid doen. Hoor mooi, kom ek bring gou weer die vers op die skerm. Hoor mooi. Maar hy wat die waarheid doen. Okay? So wat is geloof in hierdie hele konteks? Dit is doen. So mense wil nie tot wedergeboorte kom nie, want wat gebeur? Die oomblik as jy jou hart oopmaak, hoe kom jy tot wedergeboorte? Daar is 'n besef, want die gees van die Here trek 'n mens. So jy besef, jy is verlore, jy besef daar is sonde. Nou die oomblik as verkeerd in jou lewe aan die lig kom, dit is wat bestraf beteken, dit word geopenbaar. Dan voel jy sleg oor jou verkeerde dinge. Maar omdat die mensies uit verkeerde dinge wil los nie, daarom kom hy nie na die Here toe om hom te bekeer sodat hy die wedergeboorte van die Vader kan ontvang, sy hart besny kan word, die vorige lewe losgemaak kan word en daarna gedoop word dat hy vorige lewe afgewas kan word nie. So die wat die kwaad wil bly doen, al is dit in die naam van die Here of onder die evangelie van die Here, ewen as 'n prediker. Nou jy sê vir my, Stanley, joh, jy preek nou vandag vreeslike vreemde dinge in my ore. Nou kom ons kyk net gou bietjie hier. So ek wil nou nie te lank stil staan op 'n sekere gedagte nie, maar ons moet hierdie ding duidelik kan verstaan. Waar is ek nou? Matteus, ek wil nou Johannes 7 toe gaan. Jammer, Matteus 7.
Kom ons loer net gou daar so na skrifgedeelte. Ok, hierso vers 22. Jy kan gerus die hele gedeelte lees. Kom ons lees vanaf vers 21 af. Ek gaan dit op die skerm bring en soos vir die skrifte bykom, gaan ek dit saam lees. So jy kan vanaf vers 21 af lees. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. So eintlik kom die Here Jesus en hy sê vir ons moet verstaan, ons moet die duiwel noem. Ons moet hom kan openbaar van wat hy is. Die werke van duisternis moet ons kan openbaar en bekend kan maak vir wat dit is. Ok, want nie almal wat sê Here, Here sal ingaan nie. So ons moet verstaan, nie almal, en ons sukkel met daai konsep. As iemand sê Here, Here, en hy sê hy gaan kerk toe, as dit 'n familielid of vriend of werkskollegas, voel ons hy is op pad hemel toe. Maar ook om te weet hy is verkeerd, maak jou nie reg nie. So jy moet ook verstaan wat is reg en daarin lewe, want hy sê, hy wat die waarheid doen, nie net bely met sy mond nie. Hy wat die waarheid doen, en hoeveel van ons doen dit wat die waarheid is? Ons hoor die waarheid, ons sê ons glo die waarheid, maar doen ons werklik waar die waarheid? Goed, kom ons gaan oorspring na vers 22 toe. Want hy sê hierso, hulle wat die wil doen van my Vader. Nou argumenteer mense en hulle sê, ja, maar ek doen mos die wil, want baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid werk. Ok? So hierso sê hy, hier praat die Here Jesus van hulle wat dink, hulle is besig om die wil van God te doen, deur te preek, deur duiwels uit te dryf, deur kragte te doen in wie se naam? In sy naam, en dis wat die Here Jesus in Matteus 24 ook leer. Baie sal in my naam kom, en hulle sal groot kragte en wonders en tekens doen, en sê ek is die Christus. Wat is die Christus? Gesalfde, hulle sal kom en sê, ek is 'n gesalfde van die Here, ek is 'n apostel, ek is 'n profeet, ek is 'n eerwaarde, ek is 'n dominee, ek is 'n pastoor, ek is 'n evangelis, jy noem die titel en die naam en hy is daar buite. Dit beteken Christus gesalfde van God. Baie mense stel hulle aan, God het hulle nie aangestel nie, want hulle is nie deur God beproef verklaar nie. En so verdraai hulle die skrifte. En ons sukkel as kinders van die Here om dit te noem vir wat dit is. En solank as wat ons dit nie gaan begryp en gaan verstaan nie, werklik waar harts verstaan nie, gaan ons in die evangelie bly sukkel en ons gaan sukkel om die te antwoord wat vir ons sê, ja, jy moet na 'n fisiese gebou toe gaan. So ons kan al klaar hier sien, nie almal wat in 'n fisiese gebou is nie, en dit wat die Here Jesus hier my leer, die absolute meerderheid, nie die minderheid nie. Die absolute meerderheid wat besig is met die evangelie in kerkgeboue en in die wêreld, of dit in 'n selgroep of in 'n gehuggie is, maak nie saak waar dit is nie op pad hemel toe nie, is nie besig om die werke van waarheid te doen nie, maar die werke wel van ongeregtigheid. Ja, op hierdie punt wil ek net vir ons nog 'n mooi lied speel, Hemelse Hoop. Dank ons God en Vader altyd as ons bid. Ons het gehoor van julle geloof wat in hom is, en van die liefde wat brand vir die heiliges, 'n lewe wat getuig, 'n lig wat sigbaar is. Die hoop is vir julle weggelê in die hemel, deur die woord van waarheid het dit gekom. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly.
het dit gekom en die wêreld bereik. Dit dra vrug onder mense, dit maak harte vry. Van die dag dat ons hoor en die waarheid verstaan, het die genade ons harte bevry. Daarom hou ons aan om te bid en te vra dat wysheid en insig ons harte vul. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly. Ons staan vas in die waarheid. Hy maak ons lewe vervul met kennis van liefde en wysheid en in gees. Laat ons waardig voor U wandel, U in alles behaag. Ons dra vrug in elke werk, ons groei in wie U is, bekragtig deur die eerlikheid. Met blydskap hou ons vas. U het ons gered uit duisternis, oorgebring in die koninkryk van lig. Liefde en krag, ons het verlossing, ons is vry. Vergifnis deur sy bloed, ons wandel nou in die lig. Ons wandel nou in die lig. Dit dra vrug, dit leef in ons, van die dag af dat ons gehoor het, genade en waarheid leer ken. Nou groei ons meer en meer. Dit dra vrug oor die hele wêreld, dieselfde krag wat in ons bly. Ons dank U, Vader van die lig. Hy maak ons vry. Loof die naam van die Here, wat 'n herinnering so uit die skrif uit. So die skrifverwysing daarop gesit, is eintlik 'n hele gedeelte in Kolossense 1. So as jy in Kolossense 1 gaan lees, en dan gaan jy alles wat daar gesing is, gaan jy wel optel met so 'n bietjie kruisverwysings. En weer eens baie dankie Terrence en Rwanda, dat julle vir ons al hierdie links opsit en ons nommers opsit en ons help ook in hierdie saak. Dit is 'n geweldige groot saak. Nou kom ons gaan aan en ek gaan wel vir julle skrifgedeelte lees om myself verder hierso te verduidelik. En ek gaan lees in Efesiërs 5, ons gaan lees vanaf vers 10 tot 13 vir eers, en ons gaan so lekker verder praat oor hierdie onderwerp. Om die duiwel te noem, sodat ons kan verstaan, moet ek na 'n fisiese gebou toe gaan, om kerk te kan gaan. Okay. Efesiërs 5 vanaf vers 10, en ons gaan lees tot en met vers 13. En beproef wat die Here welbehaaglik is. Kom ons staan gou stil, net eers gou by vers 1. Net gou vers 1. Ons moet beproef wat God welbehaaglik is. Dis ons verantwoordelikheid om seker te maak dat ons besig is met dinge wat God welbehaaglik is. En waar begin dit heel eerste? En dit is die probleem. Dis asof ons, ek weet nie of ek het so mag stel, is asof die mens dink ek aan God 'n rad vir die oordraai, deur uiterlike dinge te doen. En dis hoekom hulle Jesus so gehaat het in die Nuwe Testament, want hy die heeltyd die hart aangespreek. Hy sê vir die Fariseërs, die Sadduseërs, uiterlik is julle reg. Uiterlik doen jy die regte ding. En dis wat die Here Jesus hier ook gesê het met die gelykenis van die huis op die sand en die huis op die rots. Uiterlik het julle dinge gedoen, maar waar was julle hart? Waarmee was julle werklik in julle hart besig? Wat was die kondisie van julle hart? Uiterlik kan jy ure bid. Uiterlik kan jy kerk toe gaan. Jy kan Bybel lees, jy kan preek, jy kan getuig en jy kan nog steeds verlore wees.
So die verantwoordelikheid rus op jou, om seker te maak, dat jou hart voor God reg is. Wat is jou motief? Waarom dien jy die Here? Wat is die saak? En niemand kan dit vir jou sê nie. Die skrif gee vir ons riglyne, maar dit is nog steeds jou keuse. Jou besluit. Jy kan sê, ja, ek bid nou dag en nag, ek koop die tyd uit. Maar waar is jou hart? Hoe is jou lewe? Wat se oortuigings is in werklik waar in jou hart en in jou wese? En dit is 'n saak tussen jou en God. Dit is daai wat die woord sê. Elke persoon moet sy eie heil uitwerk met vrees en bewing. So jy weet waar staan jy voor God met jou innerlike. Ek kan dit nie vir jou profeteer nie. Die woord van God, wanneer dit bedien word, kom daar dinge in die lig in ons hart. En baie keer is dit opstandigheid, dit is omgekraptheid, dit is geïrriteerdheid met die woord van waarheid. Dan moet jy weer, daar is 'n probleem in jou hart. Dit moet uitgesorteer word. Goed, kom ons lees verder. Vers 11. Hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van duisternis nie. So ons moet beproef. Goed, daar kom ons eers te beproef. Nou, om te begin, moet ons nie gemeenskap hê met die onvrugbare werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Wat beteken hy bestraf? Bring dit aan die lig. Openbaar dit, maak dit openbaar. Dis wat daai bestraf beteken. In Engels sê so mooi, to tell a fault, to rebuke, to convict, to convince. Sê wat is verkeerd, gaan voor God en sê, God, hierdie saak in my lewe is verkeerd, daar is 'n probleem in my lewe, daar is 'n probleem in my hart, dan bring jy dit na die lig toe. Jy openbaar dit. En dis hoe jy kan beproef wat God welbehaaglik is of nie. So, beproefdheid gaan oor 'n kondisie van die hart tussen jou en God. Ek kan dit nie eens vir jou sê nie. Goed, kom ons gaan voort. So as ons die duiwel noem vir wat hy is, as ons die sonde noem vir wat dit is, as ons die ongeregtigheid noem vir wat dit is, dit in die openbaar bring, ons rig daarteen draai, dit uitsorteer in ons lewe, dan kan ons alleenlik beproef wat is die wil van God. Want selfs kom ons spring dalk net gaan na Romeine 12 toe, wat 100% hierby aansluit. Kom ons kry hom gou hier op die skerm, Romeine 12 vers 1 en 2. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. Dis jou innerlike. Jesus het gesê, as die innerlike nie uitgesorteer is nie, is dit onmoontlik net om op die uiterlike te steun. Want die sonde, die ongeregtigheid, die boosheid, die egbreek, die woede, die kwaad kom van binne af. Dis nie die ou van buite wat my kwaad maak nie. Daar is woede in my hart. En die kwaad van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Die woede van 'n man, soos jy kwaad word vir iemand, is jy nie besig met die geregtigheid van God nie, maak nie saak wat is jou rede nie. En as 'n mens dit kan begin snap, dan begin 'n ding in 'n mens te val. Want hoekom raak 'n mens kwaad? Want jy wil jou opinie, jou gedagte afdruk. Dis hoekom 'n mens kwaad raak. Hy is nie volgens jou nie. Of het 'n kind is, of het man is, of het vrou is, maak nie saak wie dit is nie. God raak kwaad vir niemand nie, hy trek ons in liefde om ons gered te kry. Hy raak nie kwaad as die beker op 'n verkeerde plek staan, of as die kos gebrand het, of as die whatever, bed nie opgemaak is nie, of as die wasgoed rond lê. God raak nie kwaad daarvoor nie. Ons raak kwaad daarvoor. God doen nie. God raak nie kwaad vir jou werkskollegas nie, wat half werk of glad nie werk of net stories by jou wil kom praat nie. Ons moet by God begin hoor in wysheid om alles te kan hanteer. Man, wat sê die woord vir ons as man? Leef verstandig saam met jou vrou, word nie teen haar verbitterd nie, anders dan gaan jou gebede nie beantwoord word nie. So man, hoekom dink jy word jou gebede partykeer nie beantwoord nie? En dan nou gaan dit nie net oor jou vrou nie, maar hoekom noem die
voor die vrou, want die vrou is die naaste. Jou vrou is die eerste een wat jou die kwaadste kan maak, is dit nie so nie? Vrou, die persoon wat jou die kwaadste kan maak is jou man. Nou as jy in die huwelik kan uitsorteer, en omdat net waar 'n huwelik bestaan uit mense uit, bestaan uit jou uit. So jy moet uitsorteer, dan sal die huwelik uitsorteer. Ons wil die huwelik uitsorteer sonder om die mens uit te sorteer. Nou, ek maak al so 'n bietjie voorbrand, want hierdie week, Bybelstudie, Dinsdag, gaan ons met die huwelik begin. Dit is super interessant en sigewend. As 'n mens die geestelike van die huwelik kan verstaan, kan ek vir jou sê, jou hele lewe verander. Maar dan kom jy agter, ek is verantwoordelikheid om te sorg dat hierdie huwelik uitsorteer. En dit begin by my as mens. Nie in my huwelik, by my maatjie nie, dit begin by my. Ek moet begin uitsorteer. OK? Daar sê, so wanneer 'n mens die verkeerde ding in die lig bring, dit is wat die woord sê, dit word bestraf. Kom ons lees vers 2 van Romeine 12. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat lees ons hierso? As ons nie ons rug teen die wêreld draai nie, as ons nie die wêreld gaan offer nie, as ons nie die ou natuur gaan neerlê nie, wat is 'n offer? Wat is 'n kruisiging? Dit is pynlik, dit is seer. Dis nie lekker om dit af te lê nie. Dis nie lekker om in die natuur van jou af te lê nie. En dit gaan baie keer nie oor sonde nie. Baie het nie eens eintlik hierdie uiterlike sondige gewoontes nie, maar as geaardhede in ons wat die lewe verander, ondraagbaar maak en moeilik en seer maak. En dis wat ons ook moet neerlê. Dis pynlik. Dis pynlik om van die valse evangelie ontslae te raak, om dit te noem vir wat dit is. Om te verstaan, Here, nie almal wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van U ingaan nie. Ja, voordat ek verder gaan preek, voordat ek verder gaan praat, kom ons luister na 'n lied, oor die antichrist gees, wat ons ook gaan leer, en dit kom uit 1 Johannes 4, 1 Johannes 2, en relevante skrifte wat hierso by aansluit. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Moenie dwaal en mislei word nie, glo nie elke gees wat breek, toets die geeste, is hulle uit God of die bose, en druk en probleme, is misleiding groot, staan vas in die waarheid, wat jou vrygemaak het. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Die maatstaf is die woord, die stem van die herder is die woord, ken die woord, leef dit in 'n rein, nederige, opregte hart. Die bose, die antichrist gees, is in die wêreld wat verlei en beheer, die bose magte in die lug. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Van julle het hulle uitgegaan, glo hulle nie, dit is die antichrist gees van verleiding. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees. Waak en bid, kom nie in versoeking, koop die tyd, soek die Vader, nugter net soos hy kan jy wees.
Ja, dit is, Lani sê hierso, dit is of die generasie gemaklik is om hel toe te gaan. Sure, dit is so. Dit is ook baie keer besef dat, sodra jy iemand die woord van waarheid bedien, en hy raak kwaad, dan sê ek, jy moet nie kwaad raak, omdat ek jou wil help om hemel toe te gaan nie. En dit is die groot sy van die saak. Ons moet verstaan, en ons moet begin die duiwel noem, en dis wat die woord ons leer, en dit, as ons die Bybel lees, die hele sendbrief van Johannes, en dit wat Jesus ons geleer het, dit is skrifte, volgens die skrif, die lied wat jy nou geluister het, hulle het die duiwel genoem. Hulle het gesê, daai is die antichrist gees. En wat interessant is, in 1 Johannes, en ek gaan nou oorgaan na gedagte toe, wat ek graag met julle wil bespreek. Kom ons kyk net, ek wil net gaan kyk, waar staan dit in my Bybel? Van die begin af, ok, goed, dit is in 2 Johannes, kom ons gaan gou na 2 Johannes toe, dan wil ek die skrifvers op die skerm bring, en daar is soveel skrifte wat hierby aansluit. Kom ons lees van vers 9 af. 2 Johannes 1, ek gaan lees van vers 9 tot en met vers 11, en ek gaan dit net gou vir ons hier op die skerm bring. 2 Johannes 1 vers 9 tot 11. Elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. So hierso sien ons baie duidelik, en dit is wat ons in die begin ook gelees in die beginvers, in die leer van die Here Jesus Christus. Wat het die Here Jesus ons kom leer? As jy net kyk, Matteus 5, 6 en 7, my vrou is al besig om Matteus 5, 6 en 7 die bergrede te lees, met haar Bybel lees, maandag, donderdag en vrydag. Nou, as jy Matteus 5, 6 en 7 lees, dis die basis van alles in die hele woord. Want Jesus het puntsgewys dinge genoem. Later het hy in gelykenis op baie van die punte uitgebrei, en later het van die apostels ook verder op baie punte uitgebrei, sodat ons in perspektief kan verstaan in ons daaglikse lewe. So as jy jou lewe volgens dit inrig, dit is die fondasie wat die woord sê. Nou ons weier partykeer om ons gedagtes, ons idees, ons oortuigings, ons teologie, ons doktrine te laat gaan. En as ons dit nie doen nie, bou ons huis nie op die rots nie. Dan is ons besig met die verkeerde saak. En hy sê, elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie. Goed? As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie. Dis die woord van die Here. Dis liefde. Maar omdat ons nie iets geestelik verstaan van dit nie, voel ons almal is te oulik en te pragtig. Wat sê Romeine 16 van ons? Paulus sê so mooi. Hy sê, die wat julle wil verlei, kom met mooi en vriendelike woorde en preek die evangelie vir hulle eie buik. Hulle wil hulle self versadig. Het gaan oor hulle self, hulle eie ego, hulle eie sak, hulle eie gerief, hulle eie alles. Mense praat van die liggaam en 5voudige bedieninge en al hierdie dinge. Hulle het nie idee waarvan hulle praat nie. Ons roeping is nederigheid. Ons roeping is diensnig, en dis wat ons moet weet. 'n Diensnig doen wat sy Heer van hom verlang. Ek gee nie om in wat sy amp en posisie ek moontlik kan wees nie. Ek weet nie, ek moet dien. En dit wat God van my verlang, dit moet ek doen. Ek dink nie aan, ek is nou apostel, ek doen nie die werk van 'n leraar, of ek doen nie daai en, nee, ek gee nie om daaroor nie. Dit gaan oor die werk van God klaar. En dit gaan oor sy koninkryk. Dit gaan nie oor die bevordering van myself nie. Dit gaan oor die bevordering van sy koninkryk. Maar hy gebruik mense om die evangelie te verkondig. En die persoon wat ywerig is, sal natuurlik in die spervuur kom. Dit is hoe dit is. En die Here het ons al geleer om hierdie dinge uit te sorteer. Maar kom ons gaan voort. Hy sê, want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Net die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Ons sukkel om die duiwel te noem. Dan wil ons
partykeer die aanname maak, die duiwel het nou net vir my gewag, die duiwel val my aan, en die duiwel sis en die duiwel so, maar ons kan nie eers die duiwel noem vir wat hy is, ons kan hom nie eens in die lig bring nie, dis hoe jy die duiwel bestraf, jy gaan nie sê ek bestraf jou Satan nie, jy bring sy werk aan die lig, in jou hart moet jy dit glo, dan net Satan weet wat jy glo, hy weet, jy is iemand wat heen en weer geslinger word deur baie dinge, hy weet dit, hy weet jy het geen autoriteit en krag teenoor hom nie, hy weet dit, dis wat die woord sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug, nie gaan fight hom, en gaan beoefen allerhande tipe rituele, en gebruik fisiese dinge om hom fisies weg te kry, want het gaan mos maar altyd oor geld, maar altyd waar het gaan, finansieel sleg gaan, en dan soos in 'n toestand, die wortel van my kwaad, die wortel van my woede, die wortel van my aggressie, is die feit van die saak dat ek 'n probleem het met geld, met mammon. Hy beheer my innerlike. En die Here wil ons losmaak. Ek het ook geld nodig. En as ek in 'n saak is, ek raak ook benoud. As ek sien, hoor jy sê, die einde van die maand kom aan, die huis hier geld is nog nie daar nie. Ek raak ook benoud, as ek sien, die koskaste raak leeg, daar is nie 'n manier van finansies om nou kos in die hande te kry nie. Maar weet jy wat doen jy met jou benoudheid? Jy vat dit na die Here toe, en jy gaan aan met sy werk, jy gaan aan met sy bediening, jy gaan aan om hom te dien. Dan sê ek sal vir jou sorg. En as ons dit al redelik kan klik, kan baie dinge van ons afval. Nou ek wil gaan ietsie vir jou noem, ter afsluiting van hierdie hele gedagte, en ek dink dit is ietsie waaroor ons kan nadink. Want ek en julle vanoggend ophou met baie skrifte wat die woord sê, as jy besig is met die valse broeders, hulle wat besig is met die leuen, jy gaan kuier daar, jy gaan hou gemeenskap daar, of het vriend is, familie, kind is, maak nie saak wie dit is, onthou net, my kind wat nie die Here dien nie, God sien hom as 'n sondaar, nie my kind nie, en God het iets spesiaal in sy binneste teenoor my kind nie. As ek nie die Here dien nie, as ek 'n vreemdeling sien wat 'n sondaar is, kry ek hom nie so jammer soos my kind wat 'n sondaar is nie. Maar ons het nie 'n liefde vir die broeders nie. Ons het eerder 'n liefde vir hulle wat nie die Here dien nie. En die woord sê, die liefde onder julle broeders moet van so 'n aard wees. Dan sal die wêreld buite sien ek is in julle midde. So sal hulle God verheerlik. En ons mis die punt in die evangelie. Nou, jy kan nie optree teenstrydig met wat jy is nie. Nou praat ek van innerlike verborge hartsdinge. Jy kan nie anders te optree en doen as wie jy is, as wat en wie jy is nie. Byvoorbeeld, jy kan nie jou kinders anders groot maak as wat jy is nie, en as wie jy is nie. As ek 'n sekere persoon, as ek byvoorbeeld nie kan tigtig nie, kan dissiplineer nie. Nou sien ek my kinders ruk hand uit. En ons kry hierdie goeders oor die jare al duisende. Nou ruk my kind hand uit, hy is besig met allerlei snaakse verkeerde dinge. Wat leer die woord my? Die woord leer my, tigtig jou kind, dissiplineer jou kind. Dis wat die woord my leer. Ek het dit nie in 'n teologiese college gaan swat nie, ek het net die Bybel gelees. Goed? Nou, as my hart nie tigtig nie, gaan ek daai woord verwerp. En as jy vir my sê, Stanley, wat moet ek doen met my kind? Gaan ek vir jou sê, tigtig jou kind, maar as dit nie in jou hart is, om te tigtig en te dissiplineer nie, gaan jy my ook as 'n vyand beskou, wat die woord van God aan jou herhaal, en aan jou oorbring, en aan die lig bring. Want die oomblik as ek die woord van waarheid aan die lig bring in jou situasie, dan word daai werke van duisternis in 'n mens bestraf. En dis hoekom 'n mens sleg voel en kwaad word en woedend raak vir die woord van waarheid. Nou, dis die hele ding, hoekom ons die Here aanneem. Jy neem die Here aan, want jou vorige lewe het nie vir jou gewerk nie. Jy het dit erken, jy het dit uitgesorteer. Nou voel ek, omdat daai 3 dinge in my lewe verander het. Die res van my lewe is okay. Nee, dit is nie okay nie.
Want jy dink nog nie soos God nie, jy redeneer nie soos God nie, jy praat nog nie soos God nie, jy dra nog nie die evangelie uit soos God nie, so daar's baie verandering, en wat verhinder dit? My karakter. En kom ons bly by die onderwerp van tugtiging. Die woord van God sê, hy tugtig die wie hy lief het. Nou as ek nie glo, of as ek nie 'n oortuiging het om te tugtig nie, as God my tugtig, gaan ek voel is hard, ek gaan voel dit is liefdeloos, ek gaan verwerp wanneer dinge na my kant toe kom om my reg te help volgens die woord, nie volgens menslike denke en kennis en sielkundige dinge van die wêreld nie. So ek gaan nie God se tugtiging aanvaar nie. Ek gaan dit nie aanneem nie, want ek kan dit nie uitdeel nie. Want my hart is nie in die saak nie. En as ek dit uitdeel en my hart is nie in die saak nie, is dit hard en liefdeloos. Dan raak dit 'n hele onregverdige saak. Want jy kan nie van harte uitleef in nugterheid as jy nie dit is in jou hart nie. Ons wil baie keer ons kinders in 'n rigting hê. Maar ons is self nog opstandig, ons is self nog rebels, ons het nog self baie sondige gewoontes. Beteken dat ek mag nie my kind reg help nie, jy moet dit nog steeds doen, maar ek het besef met my kinders, terwyl ek hulle in die huis was, terwyl ek my kind tugtig, dan staan my eie lewe soos 'n berg voor my. Ek los dit nie daar nie. Ek sê, Vader, ek gaan na my binnekamer toe, ek tugtig nou my kind, maar ek is nog hier en hier en hier en hier skuldig. Ek kom na God toe, ek bestraf het, met ander woorde, ek bring dit aan die lig. Ek regverdig nie myself nie. So, wanneer ons in die evangelie is, moet ons wil verander. Hierdie karakter van ons moet wil onderwerp. En as jy vir die eerste keer in jou lewe iets hoor wat teenstrydig is met die manier hoe jy dink en reageer en redeneer, moenie net kwaad word nie. As jy sien daar's skriftuurlike beginsels en 'n fondasie, sê Here, ek het nog nooit hierdie so verstaan nie. My hart praat nie saam met dit nie, my hart is teenstrydig met dit. God ken jou hart, daarom kom die dinge aan die lig, daarom moet ons die woord van die Here hoor. Dit is die doel van die prediking van die evangelie, is om te hoor wat ons nie lees en verstaan nie. Goed, so dis scary om te dink, jy word kwaad vir die een wat die ware woord van God aan jou bring. Ja, Paulus het gesê, hulle tot sy vyand geword. Dis soos huis skoonmaak, as die skottelgoed skoon is die hele huis nie skoon gemaak nie. Dit is net so, dis mooi gestel. En sê, wow, dit is amazing. Ja, as die skottelgoed skoon is die hele huis ook nie skoon nie. Ja, dit is mooi. Dink julle, dit is ook awesome. Wow, dis waar, baie dankie. Ja, dit het ek Kitty, nee, dis Kitty. Dis waar, baie dankie, baie dank. Dinge het weer vir my duidelik geword. Prys die Here. Wow, nou verstaan ek baie dinge. Wow, dis awesome. Sure, this is amazing to understand. Dankie, so pas my antwoord gekry. Waarheid maak seer as jy daarteen stry. Dit is al wanneer dit seer maak, is dit nie so nie, nou. Erg om te weet hoe Satan jou ken. Nou ja, ons moet begin herken, en nou as ons hierdie probleem in ons eie lewe wil herken nie. Baie keer hoor ons die saak, maar ons is net hardkoppig daarteen, ons is rebels. Die woord praat selfs van hierdie hinks, hierdie perd, wat so met sy voete kap, en blaas hy so met sy neus, né? Hy sê, ons is ook so, jy kap so met die, as 'n perd nou kwaad, hy kap maar so met sy poot, en dan blaas hy so met sy neus, as hy nou die aggressie en die woede het, as hierdie hinks, hierdie ongeërgde perd, en ons is ook geestelik soos perde, en ons kan ook so woedend raak, en ons het 'n geestelike krag. Nou, ek wil net gou by die punt uitkom. Die persoon wat besig is met 'n verkeerde evangelie, as ons hom nie noem vir wat hy is nie, hy is ook 'n perd. Hy is 'n verkeerde perd, en as jy dink hoe kragtig is 'n perd in die vlees, gaan jy teen 'n perd staan, as 'n perd jou aangestorm kom, met hy gekapte poot en hy geblaas in die neus, gaan jy in sy pad bly? Nee, jy gaan vinnig jou pad. Nou geestelik, 'n persoon wat die woord ken, wat besig is met die evangelie, of het jou man is, of het jou vrou is, of het jou pa is, of jou oom, of jou tannie, of jou ma, of 'n familielid, maak nie saak, omdat net God sien, almal is individue. God voel nie meer jammer vir my kind, as vir 'n ander persoon se kind nie.
God voel jammer vir niemand nie, hy trek in geregtigheid, want hy sien die hart. Nou daai persoon wat besig is met die verkeerde evangelie, hy is soos 'n perd, en as jy vir hom die waarheid vertel, is hy so op ongeëllie, hy kap met sy poot en hy blaas met sy neus geestelik, en hy loop jou storm, en dit is daai down wat jy kry, dis hy seer wat jy kry, dis wat die woord sê, dis die varke, wat dit vertrap wat jy sê, en dan draai hulle om en hulle verskeer jou. Nou as ons hier die duiwel in ons lewe genoem nie, gaan ons hier die duiwel in die kerkewêreld, in die Christelike wêreld, in die geloof noem nie. En ons moet begin vrede maak. Daar is meer waarskuwings oor die leuen in die skrif as enigiets anderste, as die bemoedigings wat ons partykeer uit die skrif wil uithaal. So ek dink as ons vandag dit kan begryp, nou kom ons terug by die kerk. Hoekom wil jy na 'n kerk toe gaan, 'n gebou, wat besig is met die leuen? Daar's leenleringe, en wat is baie keer die ironie, baie wat saam met ons in die bediening staan. Jy kom uit 'n godsdienst, genootskap uit, 'n kerk, 'n beweging, wat jy dit ook al wil noem. En jy het erken, maar dit was die leuen. Nou stap jy 'n rukke pad saam met die waarheid. Maar nou wil ons die waarheid gebruik om daai leuen te verdedig, om te sê, ag, almal is seker maar nie op pad hel toe nie, ag, hulle is seker alright. En so nou en dan gooi ons nou maar oor, wat sê hulle nog, wat praat hulle nog, ons neem nog dinge aan wat uit daai genootskappe uitkom, maar die hele genootskap is deurspek met gif. Een druppeltjie gif maak die water giftig, al is dit 99,9% water, daai 0,1% vergiftig daai hele water en jy gaan sterf as jy daai water drink. So daai bietjie wat jy nog hier luister op WhatsApp en daar op Facebook en daar op YouTube en daar wat iemand, noem die duiwel, daai duiwel is nie bang om sy leuen vir jou te stuur nie. Sê vir hom, ek glo nie wat jy glo nie. Hierdie is 'n leuen. Moet dit nie weer vir my stuur nie, omdat ons nie vas staan nie, word ons heen en weer gegooi. Nou sukkel ons om vir mense te sê, maar die kerk waarna jy toe gaan is 'n sinagoge van Satan. Glo my, ek en my vrou baie daar, jy het ook daarmee te doen, maar ons sukkel net om dit te noem vir wat dit is. In die laaste roadtrip van die mense wat ons ontmoet het, ek en my vrou vir mekaar gesê, die kerk is 'n sinagoge van die duiwel. Die wreedste teestand het ons gekry van mense wat in die vlees die pathetieste is, so verkrompe, ag, sies tog, shame, arme ek. Praat oor die evangelie, dan kom my hings uit. Praat oor die evangelie van waarheid, dan kom my perd uit, en hy vertrap jou, en hy vernietig jou, en dan net as jy skade ly, daai skade reflekteer in die liggaam van Christus. Dis hoekom hy sê, as jy saam met hy gaan eet, as jy hom net groet, het jy gemeenskap aan sy bose werke, of het jou pa is, of het jou ma is, of het jou kinders is, of het jou familie is, of het werkskollegas is, het maak nie saak wie dit is nie. Jy het nie gemeenskap met hulle nie. Jy kuier nie saam met hulle nie. Jy tel nie die foon op net om praatjies te maak nie. As jy nie die evangelie van waarheid wil verkondig nie, dan bly jy weg. Dis wat die woord my leer. Ons hele les oor die antichrist gees wat ons gedoen het, ek het geweldig baie voorbeelde en skriftere aan skriftuurlik, wat die woord sê, dis mense wat nie die Here Jesus Christus dien nie, hulle het nie die gees nie. As hulle die gees gehad het, het hulle nou die gees van die antichrist. Dis wat 1 Johannes 4 ons leer. 1 Johannes 2 sê vir ons broeders, hulle het vanaf julle uitgekom. Hulle was deel van julle, hulle het die gees gehad, hulle is weergebore, hulle is gedoop. Maar dat hulle rug teen die waarheid gedraai. Hulle doen nie meer die werke van die waarheid nie. Nou ons sukkel om die duiwel te noem. Noem die kerk waar jy uitgekom het in 'n sinagoge van die duiwel. Jy het nie respek of hulle nou 'n pastoor noem, of hulle het nou 'n profeet noem, as hulle vir jou geprofeteer het, verwerp daai profesie. As iemand nou toe kom en sê, ek het hierdie geloofs en ek het hierdie geloofstap in dit gevat, sê ek, stel nie belang daarin nie. Satan het vir jou voorsien, want Satan is die God van hierdie wêreld, en hy het vir Jesus dit duidelik gestel. Ek gee hierdie wêreldse dinge vir wie ek wil, soos die ou wat besig is met die leuen, en die ou in die wêreld gebid het, en hy het gekry materialisties, want dit is alwaar hulle kan getuig, nie verlossing van sonde nie. Dan sê hy vir hom, die duiwel het vir jou voorsien.
Die duiwel het vir jou gegee. God is jou genadig om jou in die lewe te hou, om jou siel te red, maar daai vleeslike goed wat jy gekry het, Satan het vir jou voorsien. Ons sukkel om dit te noem vir wat dit is, want omdat ons besig is met ons eie gierigheid, ons eie begeerlikhede, ons eie dinge, wil ons nie die ander ou sê hy is besig met Satan se dinge nie. Want my gierigheid is goddelik. My lewenstyl is goddelik. My sonde is goddelik. Ek het 'n verskoning vir my lewe. Daarom kan ek nie die ander ou noem vir wat dit is nie. En jou hart, ek en my vrou het dit al gesien menigte male. Jy stap by 'n vertrekking, die ou weet nie sy dien die Here en is die vyandskap daar. Maar as hy hand om die blaas met 'n ander persoon wat sê hy dien die Here. Ons het dit beleef. Ons beleef dit gereeld. Mense wat hulle uitgee as beraders, as bedieners, as pastore, ons kry baie met hulle te doen. Jy praat nog nie eens evangelie nie, as die vyandskap klaar daar. Want ons harte het vasgemaak. Ons harte het verstaan, die dag toe ek die skrif lees, hulle kom in die naam van Jesus, dis jare gelede voor die bediening begin het. En dis waar die bediening begin ontwikkel het. Het ek het in my hart vasgemaak en gesê, Here, ek verstaan, toe het alle verbittering en verwyte rondom hulle wat vir my vals en verkeerd geprofeteer het en dinge op my gesit het, het afgeval en het was weg en is weg tot en met vandag toe. So as ons hart nie gaan oopmaak vir die waarheid nie en begin die duiwel te noem nie, gaan ons steeds onder hulle oortuiging val. Jy moet kerk toe gaan om deel te word van die liggaam van Christus. Ek is nie deel van die liggaam van Satan nie. Hulle almal werk vir 'n kerk en 'n pastoor en vir mekaar en niemand gee om oor siele wat op pad hel toe is nie. Hulle wil net doop en sê nee, nou is jou saak reg, jy is alright. Nie net doop alleen red jou glad nie. Wedergeboorte saam met doop, daai doop red jou dan van jou goddeloosheid wat jy gedoen het voor jou wedergeboorte en jou doop. Broers en susters, prys die naam van die Here, mag hy geloof en geprys word. Ek wil net gou so 'n bietjie deur die kommentare gaan, dan gaan ek afsluit met 'n lied. Ek sukkel ook om met kwaad word wanneer ek hoor mens preek die verkeerde evangelie en dis maklik nie want ek kan nie gee om wys ek is kwaad. En ook die groot ding is, ons moet uit sulke gesprekke en goeders uit bly. Ek weet baie keer is in huise wat mense dinge sê. As jy die waarheid praat, toets dit in jou eie huisgesin. Ek praat nou van as daar ander mense is wat nie die Here. As sodra jy die ware evangelie praat, wat doen hulle? O, ek moet badkamer toe gaan. O, ek moet dit, ek is besig buite, dan gou hulle 'n rookie vat buite. As hulle besig is met die staan op en loop. Hulle doen dit. Hulle is skaam daarvoor nie. En niemand dink is weird nie. As jy nie pad gee voor daai perd nie, sal jy nie kans kry teen hom nie. Dit is presies so, sure, dis kragtig. My man het hulle altyd sinagoge van Satan genoem. Mense het vir dit geval. Ja, kyk, my swaar toe sy hart reg draai, kyk en toe loop hy almal storm, maar dit help nou nie om almal te gaan aanvat nie. Ons moet nie dit doen nie, jy moet besig raak met die waarheid, né? Maar die mense het daai ywer en ek het my swaar verstaan, kyk, toe wil hy almal net in die koninkryk van God inkry. Loof die Here. Die woord is skerp en hard. Wow, dit is so mooi verstaan. Amen. Ons soek die duiwel op verkeerde plekke. Ons hoef nie die duiwel te soek nie. Glad nie, hy is daar, hy is in hierdie wêreld. Hy is in hierdie wêreld. Ons is elke dag ons is in sy wêreld. Ons moet verstaan, ons is in Satan se koninkryk. Jy hoef hom nie te gaan soek nie. Ons maak ons net ons hart oop vir sy ongeregtigheid en sonde wat daar is. Goed. When your kyk, waar is nog 'n kommentaar hier? When your focus is on your eternal life, your path becomes so narrow, there should be no place for worldly things or people. Dit is ook reg, dit is presies so, en omdat ons ook baie keer nosy is en mense se sake inmeng, daai woord wat my vrou bedien het oor wat ons bedien het, ek sê altyd my vrou, omdat sy het eerste bedien het, bemoei siek en praat siek, ei liewe land, ek sê vir jou dit, jy meng jou nie in ander mense se lewens nie. As jy voel dit is verkeerd, jy meng jou nie daarin nie. God is nie kwaad vir daai persoon nie. Ons meng in
En wanneer ons inmeng, maak ons die lewe moeilik vir ander. Goed, soos die klei in die hand van die pottebakker, ek het spesifiek daaraan gedink, Lally, en dit is mos nou jou gunsteling liedjie, né? Dit is jou gunsteling liedjie, so ver as ek weet, speel asseblief dit. Lally, dit is nie so maklik om so vinnig te speel op die lig, nie, daai liedjies nie, ek is jammer hiervoor, maar ons het hom gister gespeel, so op ons musiekuur, uit die klei in die hand van die pottebakker, ja, ons het hom gister gespeel, en ek is seker, ja, ons het hom gespeel, Lally, prys die naam van die Here, dankie daarvoor, halleluja, dit het 'n paar keer in my gebeur, ek noem dit baie kere vir mense wat met die dobbel besig is, dan sê hulle en ons moet een ding verstaan, jy gaan nie vir 'n sondaar sê hy moet ophou drink nie, jy gaan nie vir hom sê hy moet ophou dobbel nie, jy gaan nie vir hom sê hy moet ophou sonde doen nie, dan moet hy hom bekeer. Dit help veel om 'n sondaar maniere te leer. Die woord van die Here sê, as jy die persoon wat onregverdig is bestraf, wat besig is met die sonde en die ongeregtigheid, en dan net as jy vir hom sê, jy moet nie gaan dobbel nie, dan bestraf jy hom eintlik. Ons sien dit nie so nie. Jy bring sy werk in die lig. Hy sê jy maak vir jou 'n vyand. Jy kan nie die sondaar geen maniere leer nie. Jy moet in jou hart die duiwel noem. Die vele gaan in die kerk toe en sê, julle is almal die klomp duiwels nie. Hulle gaan dink, ek is die duiwel. In my hart moet ek vasstaan, ek moet die waarheid aanneem, ek moet die waarheid leef, en wanneer die geleentheid om voordoen, moet ek die waarheid verkondig. Ons wil te veel praat en te min vasmaak en doen wat in ons hart aan, wat ons moet doen. Prys die Here vir die waarheid, prys die Here, kom ons kyk gou verder, as mense so praat, sê mense vinnig, jy mag nie oordeel nie, maak musiek hier, bietjie baie langer asseblief, lekker Sondag almal, hoop julle sit, bietjie foto's op channel van Deborah se ooievaar, asseblief, sy gemaklik voel daarmee, ons sal laat so julle inlig, en dat die gemeente saam kan deel ook daaraan. Nou ja, ons prys en ons loof die Here, wat ek nou hier gesê het, ja, jy is nie daar om 'n sondaar reg te help met sy sonde nie. Jy verkondig die wedergeboorte of jy bly stil. As hy vir jou vra, mag ek dit doen? Dan sê jy vir hom, jy gaan nie verstaan wat ek sê nie. Ek doen dit. Ek sê, jy gaan nie verstaan wat ek vir jou sê nie, want jy is nog 'n sondaar. Jy is nie weergebore nie. Ek praat so met 'n sondaar, sodat hy kan weet, help veel jou op dobbel. Ek sê vir hom, jy gaan nie hel toe, omdat jy nie dobbel nie, of nie drink nie, of wat ook al. Jy gaan hel toe, omdat jy nie weergebore is nie, want daar is predikers wat hel toe gaan. Dan skrik die mense hulle buiterweste. So nie alle predikers is op pad hemel toe nie, die meerderheid is en ongelukkig op pad hel toe, al doen hulle uiterlik volgens hulle die regte ding, maar hulle is besig met valse verkeerde leringe, terwyl hulle van hulle eie sak. En hulle gemeentelede ondersteun hulle, want hulle hou van daai valse vrede wat die gehoor streel. Ja, prys die naam van die Here. Ek dink, ek het genoeg gesê vanoggend, sodat ons bietjie bemoediging en aanmoediging kry, stigting so bietjie kan oordink, om die duiwel te doen, dan gaan jy nie worry oor die kerk of die kerk nie, want geestelik is ons almal in die hemele, by die hemelse vergadering, by die hemelse koninkryk. Jou siel is daar, as jy in God se koninkryk is jou siel in die vergadering van God in die hemelse plek. En hy vergadering is kerk, gemeenskap van gelowiges. En ons versuim ons gemeenskap. Dis wat die Here Jesus sê, gaan in jou binnekamer, gaan soek die Vader. As jy in jou binnekamer gaan, as jy bid, as jy God soek, is jy besig om die onderlinge byeenkomste in die hemele nie te versuim nie. Dan kom jy dit na. Dit help jy gaan na 'n fisiese gebou toe, jy is besig met die leen, en jy soek nooit die Here in jou privaat lewe nie. Want ek moet al deel wees van die gemeenskap van gelowiges, al is ek nie op die lig nie. Al is ek nie in 'n gebou nie, moet ek deel wees daarvan. En daai gemeenskap van gelowiges versuim ons. En dit is wat die Here Jesus sê. God sien dit, en uit dit uit antwoord hy jou. Goed, hy antwoord jou nie as jy na 'n kerkgebou toe gaan nie. Hy antwoord jou nie wanneer jy hierso die aansit in die aanlyn kerk kyk nie. Jou binnekamerverhouding, dis wat hy antwoord. En dan kom jy saam, jy kry bemoediging, kry stigting, jy deel ook dit wat in jou hart is, en so kan ons almal deel wees en mekaar opbou en stig. Nog sê 1 of 2 kommentare lewer, en dan gaan ons afsluit. My dag, okay. Love you all. Ek gaan afsluit met die Engelse weergawe van die wyse man, en julle met julle gedag geniet, en ons is so lief vir julle.
Wanneer die wil van die Here in ons leef, sien ons mekaar Dinsdagoggend, Maandagoggend, môreoggend, 5:30, lewendig op die lig, Bybellees/studie saam met Karen. Whoever listens to my words is wise. His house is built on the rock. His foundation's firm. Whoever listens to my words and does them is a wise man, steadfast in his way. His house is built on the rock. His house is built on the rock. The rain fell, the water came, the winds blew. The house did not fall. The house did not fall, even though the storm was there. The water came, the winds blew. The house did not fall. His foundation is firm. Whoever listens to my words and does them, his house is built on the rock. The house did not fall. The house did not fall. His foundation was firm. The fool built his house on the sand, disobeying the word of God. He builds on the sand. The house fell down, 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 down. The rain fell, the water came, the winds blew, the house collapsed. Whoever hears my words and does them, his house is built on the rock. The house did not fall. The house did not